Dis nie nuwe nuus nie, maar dis ook nie goeie nuus nie. Die Bulls het vanoggend bevestig dat David Kriel gaan verlaat en vir La Rochelle gaan speel. En nou is daar nuwe gerugte dat Embrose Papier dalk dieselfde paadjie kan loop. Ons gesels 'n bietjie oor die nuutste spelerverwikkelinge en gerugte, onder andere ook oor 'n paar Stormersmanne wat se koppe ook Frankryk staan. Hier volg die rugby nuus, net op Raadvat Rugby. Vanoggend het ons die amptelike kennisgewing van die Bulls gekry dat David Kriel gaan inderdaad La Rochelle toe. Vir my is dit 'n reuse terugslag. Ek bedoel hy is ongelukkig om nie in die Springbok groep te wees nie. Hy is soos Embrose Papier, ongelukkig om nie daar te wees nie. As nou oor hom ook praat, lyk my as die Bulls hom wil behou, sal SA Rugby met 'n plan maak. Maar David Kriel, né, groot verlies vir die Bulls. Ja. Kyk, nommer 1, hy's baie veelsidig. Hy kan vleuel, heel agter, senter speel. Hy verloor eintlik 'n ou in 3 posisies. Hy verloor 'n hybrid speler en Alle 4 posisies, want hy kan al 2 posisies senters ook speel. Ja, presies. So in daai opsig, dit is 'n groot verlies. Ek weet hy het 'n kritiek gehad op sy tyd, maar ek dink die laaste 2 seisoene veral het hy regtig gegroei in sy rol en hy kon enige plek gespeel het en ek het nou genoem daai 3 wat hy vir Grobelaar gemaak het nou die naweek. Dit is maar net 'n glimp van sy klas wat hy kan gee. Net so 'n tikkie van sy klas wat hy gewys het en om nou ou verloor aan daai en dit het my terug na my argument toe verhoor. Hulle kan nie sommer net sê hulle gaan ou van La Rochelle koop nie, 'n Fransman nie, maar hulle kan sê ons gaan nou 'n Suid-Afrikaner koop. Daar gaan nog 'n deel van die Bulls se diepte weg. Verstaan wat ek bedoel? So vir die Bulls is 'n groot verlies. En ek seker as ouens in die pipeline wat natuurlik goed doen en hulle gaan deurkom, maar nou dis letterlik soos huisbou. Jy bou en ewe skielik is daar fout met die fondasie en jy moet weer oor begin met 'n nuwe set. Daai tipe ding. Jy wil nie elke keer jy begin elke 3 jaar weer met 'n nuwe projek en 'n nuwe ou nie. Jy wil daai ou in die posisie hê vir so lank as moontlik tot en met hy op sy beste is. Maar ongelukkig projek 2029 vir die Stormers. Jy wil nie bou na 2029 langs die pad val die ouens uit nie. Ja, presies. En dit is moeilik want ongelukkig ons is in 'n tyd in waar spelers beweeg en hulle gaan oorsee en hulle gaan na ander plaaslike franchises toe. Kyk maar, die Lions doen nog goed, 'n bietjie off topic nou MW, maar die Lions doen nog goed hierdie seisoen. Maar kan jy dink as hulle Chuka Bruce en Jordan Hendrikse, as hulle nog ouens iewers so Achieva nog gehad het, as hulle daai span kon gehou het, wat kon die Lions gedoen het oor die jare nie? Goeie punt, né? Is my punt. So dit is moeilik om hierdie ouens te verloor, mense verstaan dit, maar ek dink net dat is 'n groot terugslag vir die Bulls hierdie ene. Ek weet, ek kan vir julle mense sê, die Bulls het hulle bes probeer om hom te hou, maar hulle kon net nie vinnig nie meeding met La Rochelle se checkboek nie. Presies. En ek weet ook, Franco Smit het baie hard gevry na David, toe hy het ken vir David al van hy skoolseentjie af, vir sy seuns en David was vriende gewees. En hy het vir David gesê, as hy 'n Springbok wil word, moet hy begin speel teen Suid-Afrikaanse span, anders gaan hy nooit in aanmerking kom nie. En ons almal gedog hy is dalk op pad Glasgow toe, want omdat ek sê hy is so baie naby aan Franco en toe dit nou nie uitgewerk nie, maar die gesel argument geld. Hy gaan dalk teen Suid-Afrikaanse span kan speel. So interessant genoeg wat die Bulls toe nou gedoen het om dit teen te werk. Hulle het vir Hakeem Kunene van die Sharks geteken en vir Takir Abrams van Munster. Vertel my 'n bietjie van Takir Abrams. Hy was ons 'n Stormer. Ja, vertel my 'n bietjie van hom. Nee, hy was eintlik 'n Shark geweest, maar hy kom deur die WP Akademie. Ek onthou eintlik van baie goed deur die jare. Hy het destyds toe speel hulle die Parel Derby, dis nou Parel Gymnasium teen Boys High. Dan speel hy, ek dink hy het vir Gim gespeel, dan speel hy en Miller Du Plessis. Weet jy vir Miller Du Plessis onthou nie? Wat vir die Sharks en Blitsbok gespeel het. Dan speel albei heel agter en daai twee, hulle was 'n plesier om te kyk MW. Hulle het mekaar so aangevat, maar dit was so lekker want dan het Akire oomblik, dan het Miller 'n oomblik en op die einde het hulle saam by die Sharks opgeëindig. En ja, toe se natuurlik moes dan Munster toe na dit, maar Takir is as jy nou praat van ja, Frankryk toe ook ja. Maar as jy nou praat van iemand in die, as ek kan die Engelse woord gebruik, in die mold van Cheslin Kolbe, dit is seker die naaste aan wat die Bulls kan kry. Hy is 'n baie opwindende speler. Ek persoonlik is 'n groot fan van hom. Ek het nou, soos ek sê, ek het nou sy loopbaan nou gekyk al van skooljare af in die 2016-2017 van sy skooljare hoe hy deurgekom het, vir hom gevolg en so, en hulle kry baie goeie speler in Takir, en so in daai opsig is dit 'n groot aanwinst vir hulle. Eintlik 'n lekker back, soos Harry dit noem. Hy het 'n scrum cap op. Hy kan jou in 'n telefoon hokkie sidestep.
Hy's vrek vinnig. Hy's 'n perfekte lekker back nou ja. Toe, en Hakeem Konene, wat weet jy van hom af? Ah, nee, en ek veel nie behalwe te vir die Sharks heel agter speel. Ek het nog nie sy loopbaan so in team gevolg nie. Of intens gevolg nie, sorry. In team is dalk 'n verkeerde woord. Intens gevolg nie. Maar ja nee, wat ek gesien het, hy het 'n goeie wedstryd gehad en Konag nou die laaste naweek goed goed onder die hoë bal gewees. Hy is goed op aanval, verdediging het hy sy kant gebring. Soms het hy 'n paar duikslae gemis, maar dit gebeur maar met enige heel agter. So ek is nou nie te bekend met hom nie. So ek sê ek het maar net vir hom nou gesien die laaste jaar of 2 by die Sharks. Maar ek dink as die bulle vir hom koop, sien hulle dalk iets in hom. So dalk is 'n goeie aanwinst vir hulle ook. Ja, alright, ons het nou gepraat oor julle stitte nou. Julle het 'n hele oorvloed van stitte. Julle het Wilco Lou hier by ons kom steel. En nou hoor ek Frans Malherbe gaan nou nog wees. Nee man, sy huis is hier bo. Ons het by julle Limpopo aangebied so Wildsplaas, maar hy wou nie val voor nie. Maar nou ja. So Frans Malherbe lyk jy vir Stormers om net vir so 1 seisoen gaan teken. Hulle weet ook hy gaan nie baie kan speel nie. Is dit regtig 'n moeite werd om 'n ou wat so lank uit was, wat sulke ernstige beserings gehad het, daai risiko te vat? Nou het ek gesien met hoe ernstig beseer was Carlos Sadi geweest toe hy nie bulle toe kon kom nie, hoe ernstig Theo Kitsoff se loopbaan is verby. Weet jy ouens kry seer daar aan die voorste ry. Is dit die moeite werd? Ek weet daarom nie. As 'n mens kyk na wat die Stormers het op vaskop, hy het vir Neertling Forshey, Sazi Sandy, Zach Porten kan al twee kante speel. Hy is 'n jong springbok. Ek verstaan hy wil diepte bou, maar regtig 4 stutte. Ja, Wilco maar nie selfe asem. Ja, Wilco ook natuurlik. Maar nie selfe asem. Ek dink is net is dalk nie 'n goeie besigheidsbesluit nie, maar ek dink is 'n realiteit ding. Kyk, Frans het nog nooit aan die kant toe gekyk vir 'n ander klub en hy het al baie aanbiedinge gekry van oorseese klubs om daar te speel. Hy het gesê hy wil by die Stormers bly. So ek dink vir die Stormers is dit 'n manier om hom terug te betaal om te sê luister, ons gaan jou nog 'n kans gee, ons gaan jou nog 'n jaar gee. Kry jouself kry jouself reg met jou gesondheid en jou rug. Ek het al Frans gesien by oefening nou 2 weke gelede voor die Edinburgh wedstryd en het hom gesien oefen nie. Hy het sy oefenklere aangehad, maar hy was meer langs die kantlyn gewees. Ek het hom op die veld gesien met die ander ouens oefen nie. So hoe ver is weet ek nie. Maar dit lyk of dit nog 'n tydjie gaan wees om eerlik te wees. Ja, nou natuurlik baie sterk sprake dat hy dalk by La Rochelle gaan opeindig, maar daai geruggie, wel ek hoor niks verder van dit nie, maar hy gaan ook nie weg nie. Jy weet maar soos waar daar rookie is daar dalk 'n vuurtjie, maar sal maar sien. Weet jy enigiets gehoor van dit? Ja, ek het die verslag gesien, maar dit is al spekulasie en ek het gesien wie dit geskryf het ook op Rugby Pass, daai ou, gaan nou nie sy naam noem nie, maar daai ou hy tend om bietjie 'n bietjie verkeerd te wees, as ek dit so kan stel. Hy sê al wat sê destyds. Ja, dis is al oor gesê David Willemse gaan na Leinster toe. Hy sê al gesê ja, jy sien waartoe ek gaan. So dis al spekulasie basies. Moes hy af met Embrose papier, ons naweek gesien Hendrik Cronje sê as die Springbokke nie gaan help met Pony geld nie, Pony staan vir PONE, Player of National Interest, so die Springbokke help om sy salaris betaal, dan gaan die bulle hom dalk nie kan behou nie. Hy het natuurlik ook 'n hele klomp aanbiedinge van reg oor die wêreld en is hy nie in die beste vorm van sy loopbaan nie. So ek wonder wat moet hy nou nog doen om rassiese aandag te trek en ek sal vraag is eerder vir Embrose kies byvoorbeeld as Faf de Klerk. Jy weet, al is dit net as 'n 4de keuse skrimskakel. Ja, nee, 100%. Kyk, ek is 'n groot fan van Faf, baie lief vir Faf, maar hy is nou 35, hy gaan nou dalk Cheetahs toe as hy gerugte nou waar is natuurlik. En hy is nou in sy twilight years. Embrose is nog in sy prime. Jy wil 'n ou soos dit hê om na 'n volgende wêreldbeker te gaan en hier sê as ek vir hom sien op 'n veld en ek sien hy kry 'n bal en daar's 'n bietjie spasie, weet ek hy's weg. En dit is nie net sy spoed nie, dis sy besluitneming. Dit is daai wedstryd wat hulle teen ons verloor het. Ek glo as daai anders hy daai dag gespeel het sou die resultaat dalk anders gewees het. Ja, 100%. Want dit was die dag, selfe oggend het sy vrou moes gaan kraam, het hulle baba gehad, maar nou het jy 'n week rondom hom beplan en ewe skielik verander alles. Ja. So hy is niks teen Paul de Wet nie. Dis net dat op die laaste oomblik moes hy inkom, ja. Ja, niks teen Paul nie, maar hy is hulle grootste game driver na Andre Pollard. Hulle twee saam is so 'n goeie kombinasie en hulle groei nog steeds. Hulle ken mekaar nou nie so goed nie. Hulle bietjie by die Bulls saam gespeel destyds, bietjie bokke gespeel 2018. Maar ek voel persoonlik Ambrose verdien meer as sy 7 caps wat hy het vir die bokke.
Stem Hy kan saam. nie stagneer op 7 caps nie. Ek verstaan wat gebeur het in 2019 toe Herschel gekom het en Herschel het letterlik alle skrimskakels in die land uitgespeel en sy plek in die wêreldbeker verdien. Na as in 2018 gesê het, maar wat is skrimskakels wat ons saam na die wêreldbeker toe, en beskiklik was daar genoeg gewees die volgende jaar. Ambrose het nie 'n kans gekry nie. Maar soos dinge nou aangaan, is daar nou een oues wat nou baie ongelukkig is om nie in 'n bokgroep te wees en nie eens in 'n alignment camp te wees is in Ambrose papier en ek weet vir 'n feit, en dis maar wat gaan in rugby en as jy nie hier gesien word, jy kyk maar vir David Kriel. Die ouens gaan sê, okay, ek gaan nie weer my land verteenwoordig nie. Kom ons maak 'n bietjie geld, kom ons gaan Japan toe, ons gaan Frankryk toe, ons gaan Engeland toe. Want hier gaan ek gewaardeer word nie, so hoekom moet ek met tyd hier mors in Suid-Afrika? Ek het gehoor die probleem met Ambrose is dat sy hangtyd op sy skoppe nie goed genoeg was nie. En hy praat van iets soos breektele van sekonde, maar blykbaar maak dit groot verskil. Is daar enige meriete daarin? Nee, ek weet nie van dit af nie, maar MB, dit is iets wat afgerig kan word en die bok is van die beste afrigters. Hoekom nie vir ons om dat hierdie te kry? As die hom kan sê, okay, dit is hoe jy nou skop. Dit is jou hangtyd. Kom ons doen liewer dit en dan gaan dit so wees. Kom ons oefen dit. Sit hom in 'n beleidingskamp en dat hy ten minste daar is dat ek kan sien hoe dinge gedoen word. Ek meen, kyk, Herschel eintlik is 'n goeie vriend van my. Maar selfs Herschel was nog genooi na 'n virtual beleidingskamp na hoeveel jaar? En hy speel nou in Frankryk in. Hier is Ambrose in Suid-Afrika en hy word eens genooi na die kampe toe nie. So mense moet wonder hoekom dit die geval is. Ja. Het is altyd gewonder wat het probleem met Jake was en die uitvorm ook af is, maar duidelik kan dit nie die rede wees nie. Nee, interessant. Ek weet intendo Johan Ackerman het 'n baie goeie verhouding met die Springbokke afrigters so tussen my en jou. So as jy hierdie video geniet het, maak seker jy kyk uit vir ons vollengte podcast waar ek en Angus gesels oor onder andere ook die wedstryd tussen Toulon en die Stormers, kontroversiële wedstryd, meer as een opsig. En ons kyk ook hoe die Bulle gevaar het daar teen Glasgow Warriors midde in 'n storm. En dan kyk ek uit, ek en Angus het 'n korte video gemaak, 'n uittreksel uit daai vollengte podcast vir ons gesels oor die Europese beker en die toekoms van Suid-Afrikaanse spanne in hierdie kompetisie.